Met twee ongelooflike kunstenaars, Amanda Strydom, bekroonde sangeres, aktrise en skrywer, en ook die talentvolle Jeanie Swiegelaar, ook bekend as Naomi van Binnelanders, maar wat ook kykers en teatergangers al in verskeie ander rolle beïndruk het. Route 326 op Groot FM 90.5. So hulle is hier om ons 'n bietjie meer te vertel oor die verhoogproduksie Tilly Matilda, wat ook onlangs by die KAK op die planke was, en nou is wegvind na die Centurion Theater op die 27ste en 28ste Junie. Hallo julle, Hallo dames. Hallo. Ek sê nou vir Anel, maar luister, ek dink dis die heel eerste keer wat Amanda Strydom en Jeanie Swiegelaar op hierdie program kom kuier. So daar's 'n eerste vir alles. Dit is inderdaad my eerste keer. Ja. Dis 'n baie eksklusiewe oomblik, is eintlik maar die What took you so long? Dis die Ek vraag. was al hierso, maar nog net nooit met jou gesels Ja, nie. okay, maar dit dit is is die eerste vir my hier saam met Miss Mandy. So dit is vir my 'n groot oomblik. Hoor maar, vertel dankie ons hoe julle. het dit gebeur dat julle twee in die eerste plek bymekaar gekom het en hoe hierdie hele produksie nou, jy weet, gegroei het of geplant is. Ek kan nie onthou watter jaar dit was nie, sussie. Ek kan Wat dit ek nou haar nie. ma gespeel het in Binnelanders. Dit was 'n baie dramatiese storielyn. Ek daag uit die bloute op en beweer dat ek 'n kind gehad het wat gesteel is. En dit was sy. Dit was Naomi, die karakter wat sy speel, wat destyds Ben Creer was nou haar pa in die reeks, se vrou was, maar sy het groot sielkundige probleme gehad en sy het my gesteel en ek weet nie hoe het jy by hulle uitgekom nie. Okkie se vrou, sy vrou toe, Ja. het vir Naomi uit die hospitaal uitgesteel. Dis van reg. jou O ja, af. ja, So dis waar ons mekaar leer ken het. Dis waar Of ons dis waar mekaar ons leer mekaar ken het. ontmoet het. En sy noem my sedertdien nog steeds mammy en ek noem haar sussie. Ek het verlede jaar was dit vir my 'n groot voorreg om deel te wees van Reinhard Hugo se reeks Net Mens. En Jeanie was Reinhard se produksieassistent. En toe begin sy al aan my nag, mammy. Wanneer gaan ons iets saam op die verhoog doen? Nou my woord is my eer. En ek het vir haar gesê ons sal iets doen. Sy spring toe sommer vinnig weg, hoor. Sy het al klaar met Christo Davids gepraat wat toe ons regisseur geword het. Toe het ons 4, my musikale regisseur Koenraad Raal en hy is ook my pianis. Die 4 van ons het een aand by mekaar gekom, was ons eerste vergadering en ons het nie die vaagste benul gehad waaroor doen ons die show nie. En ons het gekookus en dit was Christo wat gesê het prostituie. Wow. Ja, dit was nou vir my 'n interessante ene gewees. Ek wou baie graag saam met Amanda Strydom op 'n verhoog staan, maar ek het nou nie geweet as 'n jy weet dit gaan jy weet. Ja, jy weet daar's 'n eerste keer vir alles. Maar Amanda, ek so bly jy vertel waar dit nou begin het, want hierdie verhaal, dit gaan eintlik nie net oor twee vroue nie. Dit raak temas soos oordeel, oorlewing en dan menswees aan. So hierdie storie handel dan oor die twee vroue wat mense dalk baie vinnig sal oordeel, so op die oog af. Maar wanneer het jy besef daar's eintlik 'n universele storie hierso wat baie verder strek as net die twee karakters? Wel, dit moet ek vir jou sê, ek het verlede jaar my linkerskouer gebreek, so ek kan nie my arm hoër as my elmboog raak nie, maar ek het die teks begin tik met my middelvinger op die rekenaar. Nogal die middelvinger. En ek het hom 5 keer uitgebrei, want dan sê Christo, die teks is te kort. Amanda, jy moet Tilly se karakter meer uitbrei. Toe het Koenraad ook gekom met interessante idees vir my lang monoloog. Toe besef ek daar moet ook komiese goed wees in die show en daar het ek ook baie snaakse tonele ingeskryf waaroor ek nie verder gaan vertel nie. Mense moet dit self kom kyk. Ek het een verskriklike stout liedjie geskryf en vir haar, omdat ek nie seker was of Jeanie kon sing of nie, maar ek het haar gehoor sing, was dit ou Kersaand. Toe sing sy Sonneblom uit Bethlehem op Binnelanders. Tog ek was ek kan wys jou. Okay. En toe Ek dink sy was baie verlig. Weet maar ek is bly jy sê dit, Amanda, want baie min mense weet Jeanie kan sing. Ek het gehoor sy het op universiteit het sy Good Morning Baltimore gesing en jy het dit geown. Ek het vinnig daar 'n WhatsAppie gestuur vir 'n vriend wat saam met my geswat het. 'n Vriend wat 'n vriend ken, jy weet. Friend of a friend. Sien jy, en dan hoe meer ek haar karakter leer ken het en oor haar begin skryf het ek die presiese wyse waarop haar karakter is. Sy's baie inkennig.
Sy's baie mysterieus. Mense weet nie wat haar storie is nie. Sy's op 'n manier baie onskuldig, maar ook vreeslik bevoeterd, soos sy het 'n skuld voor haar. Moenie met my voeter nie, jy weet. En ek het die liedjies in daardie trant vir haar geskryf. So al die lirieke van die liedjies vertel haar storie. En dit is baie eenvoudige melodieë. Konrad Raal het baie lank met haar ook gewerk. En Christo het 'n manier om dinge uit ons te getrek het wat ons nie geweet het ons toe in staat was nie. En so het die storie begin. Wat ek moet noem, toe jy my nou gevra het, hoe het ek besef daar's 'n groter storie Thema, agter die storie is dit. Christo het my een aand herinner dat al my shows het altyd 'n spirituele ondertoon wat eindig met 'n soort verlossing, 'n soort helende proses. En dit het my toe geleer hoe om haar storie oor te dra. Want prostituie of sekswerkers, wat die korrekte woord is vandag, word baie keer op neergesien, soos op mense wat onder die brûe slaap in 'n kartonbokse in die veld. Haar karakter moet vol rond wees totdat sy kom met die verskriklike belydenis wat haar storie is. En dan neem die storie 'n hele ander wending en loop die gehoor uit met siele wat vol is. Ek dink jy sal saam met my stem, want hulle dit draai uit op 'n manier wat hulle nooit verwag het nie. So in die begin hou ons dit baie lig, baie stout. Ek dra die kortste miniskirt wat jy nog ooit gesien het. Ek het al die winkels plat gesoek vir een. Toe ontdek ek een in 'n winkel en hy het 'n ingeboude broekie. Dank Vader. O, lekker. Dan flash ek nie die gehoor op enige stadium nie. Sissie het vir haar die seksieste 2 leerrompies bestel. O, leather. Op Shein. Op Shein. En sy lyk incredible as ek haar eintlik ontbloot. Mami, jy gee te veel weg. Maar ek wil nie te veel weg gee nie. Maar Sy ontbloot jou hier. Kom ons gaan 'n bietjie van Mami na Sissie toe. Laat Sissie asseblief ook praat. Ons jy's al eintlik al 'n lid van die familie as Naomi. So ons almal ken jou al goed op die skerm en op die verhoog met jou one woman shows en obviously ook nou die lekker film My Marlies. Ai, mag nog steeds nie sê nie. My lief Marlies. Maar vertel bietjie oor Tilly, want sy stap so half op haar eerste aand in 'n baie unieke wêreld en hoe was dit vir jou om so half die kwesbaarheid en die dapperheid in een karakter te vind? Ek gaan nie vir jou jokkie, die dapperheid was nie te moeilik geweest om te vind nie, want ek moes maar baie dapper geweest het om hierdie rol aan te pak. Ja, dit is iemand het noudag ook die vraag vir my gevra, is dit makliker om 'n rol te speel van 'n karakter wat glad nie soos jy is nie, of is dit makliker om die rol te vertolk van iemand wat baie nader aan jy is? En ek dink albei het maar sy, jy weet, pros and cons. Vir my is dit lekkerder om 'n rol te vertolk wat ek glad nie enige raamwerk van het nie. Ek dink jy kan wegkom met soveel meer, want jy ontdek jou karakter en om werklik in haar skoene te klim en haar storie te vertel. Dis nie tergend nog steeds, want kom ons wees eerlik. Dis Amanda Strydom, so ek stap saam met haar op die verhoog en dit was nog altyd. Jy het my genag om die teks te skryf. En ek het jou genag en 3 Amanda Strydom is in 'n miniskirt. 100%, so ek moet hard fokus. Hulle sê be careful what you wish for. Yes, want dit word waar. Maar hulle sê ook never meet your heroes, nê? En ek glo jy moet jou heroes ontmoet en ek het, en ek is tog so dankbaar ek het en ek kan saam met haar op 'n verhoog staan. Maar nee, dit vir my was hierdie hele proses van die skryf en dit moet teruggaan na Amanda toe, sy moet weer die teks aanpas of nog byskryf en so aan totdat ons geopen het by KAK&K, was vir my 'n ongelooflike groeiproses. Ek het dit nie noodwendig gesien as 'n teaterstuk waar ek nou moet gaan perform en jy weet audience bums and seats moet kry nie. Ek het dit gesien as 'n skaafproses vir my as aktrise. En Amanda het my vertrou met die rol en ek is baie dankbaar daarvoor. Sjoe, wat 'n kombinasie moet ek sê, maar Amanda, hierdie produksie gebruik dan ook nou humor en satire en tragedie. Dit is Absoluut. Wat ook hier besig is om voor ons plaas te vind. So hoekom dink jy lag mense soms die maklikste oor die goed wat hulle eintlik die meeste ongemaklik maak? Ek dink dit het iets te doen met 'n senuweeagtigheid wat hier onderliggend lê, en dan het iemand op die verhoog die moed om te sê wat jy eintlik dink. Dit is, en dan help jy hulle om te lag daaroor, nê? Want
ons het so gewerk aan die storie elke keer. Dit is die eerste keer in my loopbaan van 47 jaar dat ek 'n stuk geskryf het vir 2 karakters. Jy moet onthou ek skryf altyd my eie werk. Die one woman shows. En dan is dit net ek en Koenraad, my pianis. En ek moet sê hoe meer ons gewerk het, het ek besef hierdie is my eerste toneelstuk. Dis 'n drama. Die liedjies is bloot daar om dit wat gesê word, dit wat besig is om te ontwikkel, net te bind met die regte liedjie, met die regte soos wat dit werk in musiekblyspele. Ja, okay? maak sin. Maar hier is die storie die heel belangrikste. En ek dink omdat dit 'n vreemde onderwerp is en mense lees die persvrystelling en dink hulle nou wat gaan hier aan? Wat doen Miss Mandy nou? Dit is nou glad nie Amanda wat ons ken nie. Maar ek het 'n vreeslike sagte plek vir diegene waarop daar dikwels neergesien word, vir die underdog. Ek gee om vir mense wat nie raak gesien word nie of waaroor ons vinnige oordeel vel. En ek gee in hierdie storie 2 stories. Een van sy's letterlik 'n kind wat van die platteland afkom en beland in hierdie groot stad. En sy wil doen wat ek doen. En hoe verduidelik jy dit? Die hele tyd is die gehoor nuuskierig. Wat is haar storie? Ek vra dit seker hoeveel keer vir haar in die stuk as my karakter. En ons is totaal teenoorgesteldes. My karakter is robuust, meer as lewensgroot. Sy vat nie nonsens nie. Sy sê reguit wat sy wil, maar sy's ontsettend wys. En eers aan die einde besef mense wie ek is. En daar is 'n diep spirituele ondertoon in hierdie storie. Jo, Amanda. Waar ek reguit met God praat oor die outcasts, oor die wat voel as hulle is weggesmyt. En dis vir my een van die mooiste oomblikke ook in die toneel, en om haar te kry, om selfwaarde te kry, om haarself te ontdek as ware. Ek mag nie verder vertel nie, mense moet self kom hoor wat haar storie is, want dit is Anelma, ons moet gaan kyk. Is weerdadig wat dis die 27ste en 28ste Junie vir Gautengers hier in Centurion. 2 shows. Ja. Ons doen een die middag 3:00 en die een die aand 7:30 en dan Sondagmiddag het ons 'n lekker show ook 3:00 en mense weet daar's 'n heerlike restaurant langs die Centurion Theater, so jy kan kom eet en dan kom kyk hoe lyk ons twee in miniskirt. Ja, asseblief. I mean, dit was nog Kyk, as jy vir niks anders kom nie, kom at least vir dit. Jy gaan nooit weer vir Naomi van Binnelanders in 'n miniskirt sien nie, maar in Tilly Matilda gaan jy Moenie nie. te hard praat, my vervaardigers kry dalk idees. Ja, okay, daar's hy. Nee, maar lekker. Ons sien saam met hulle uit na daai nuwe storielyn. Maar ek dink jou aan hier het nou ook gesê, jy weet, as Amanda nou in die vertrek is, dan is dit nou Amanda Strydom. So ons kan nou haar nie 'n liedjie van haar speel nie. So Amanda, jy gaan nou lekker lag. Ek tik toe nou in jy weet, Rock in my taal. En ek sê van nou maar hierdie ding is nie op die internet nie. Waar is hierdie liedjie? Ek kry hom nêrens. Toe onthou ek maar die liedjie se titel is eintlik Hoor hoe brom die wind. Dis reg, ja, weet jy, ek kan myself nog steeds skop dat ek dit nie hoor rock in my taal genoem het nie, maar destyds het ek net die eerste sin van die lied gebruik. Ja. Maar mense leer na. Maar die titel is ook 'n ander dag is van. Ja, ek hou daarvan. Sy doen dinge bietjie anders. Hier is sy Miss Mandy, Amanda Strydom. Hoor hoe brom die wind. Amanda, jy het nou vroeër gepraat oor die feit dat jy eintlik so half jy weet die underdog represent en dat jy die gesprek het met God aan die einde ook oor die underdog. So wat hoop jy sal vrouens spesifiek, omdat jy so half uit die perspektief van 'n vrou praat, wat hoop jy kry vrouens uit die ervaring uit met hierdie produksie? Ek dink vrouens en mans. Ek sê dikwels, ken julle die storie agter die storie? Wat noop 'n vrou om 'n sekswerker te word? Weet jy wat is haar omstandighede? Weet jy wat het haar gedwing om dit te begin doen? Dit is wat ek wil hê mans en vrouens moet begryp. Die feit dat dit nou in ons land wettig is, né? Ons president het gesê sex work is also work. En as jy dink aan die rol wat 'n sekswerker speel, dit is nie altyd net seks nie. Hulle is troosters, biegmoeders, luisteraars,
Daar's dikwels mans wat in die kar klim, wat nie seks wil hê nie. Hulle wil praat oor hulle probleme, oor wat ook al. Hulle wil soms gal afgaan oor dinge, en daardie vrouens maak hulle kalm en laat hulle getroos voel. Bitter min mense weet dit. Weet? Die emosionele ondersteuning wat dit ook bied. Totaal. Dis 'n vreemdeling vir wie jy enigiets kan vertel. So ons sê nou die hele tyd, jy weet, jy luister na die tema, maar jy ken nie die storie agter die storie soos Amanda sê nie. En Anie, ek wil vir jou vra, jou karakter en ook Amanda se karakter kom uit twee totaal verskillende generasies. So, hoe sien jy die verhouding tussen hierdie twee vroue ontwikkel dan ook soos die tyd verloop? Ek dink, soos wat Amanda nou gesê het, sy wil hê mans en vroue moet na die stuk kom kyk en die storie agter die twee karakters. Kom luister na die storie, wat is die rede hoekom beide van hulle op straat beland het? En ek dink die verstandhouding en die liefde en die vennootskap tussen die twee karakters begin juis ook as gevolg van luister net na my storie en vertrou my ook dan om jou storie te dra soos wat ek my storie dra. En ons sien hoe hulle eers as Amanda se karakter baie, sy reik uit en Tilly stoot weg, sy wil nie, tot sy op die einde van die dag vertrou met haar storie, en dan gaan sy, okay, maar hierdie is actually nou my biegmoeder, en dan ontwikkel haar iets baie spesiaal, tot dan nou die groot verrassing aan die einde. So ek dink, ons het nou net 'n geval gehad, ou het vir ons amper in 'n ander provinsie ingery, ons amper groot ongeluk veroorsaak. En ek het oor die robot. Oh my word. Ek moes uitswaai en doodbreek, en ek was so vies in daai oomblik, en ek het dalk 'n paar kragwoorde gebruik, maar toe ons nou eventually stop en ek my fiets in die kar laai en so aan, toe sê ek vir haar, "Dis mami, ek het dalk nou te vinnig geoordeel oor daai ou en bietjie gegil en geskree op hom, want hy het by Little Company of Mary uitgedraai. Hy het dalk nou baie slegte nuus ontvang en hy het vir 'n oomblik dalk nie gekonsentreer nie. Hy het amper 'n groot ongeluk veroorsaak, maar daar's 'n storie agter hoekom hy nou die verkeerslig. Daar's konteks oral, en ek dink dit is die groot ding. Die twee ontdek mekaar se konteks en die storie, en dis hoe hulle dan lief raak vir mekaar. En ek dink ook wat deurlopend is soos 'n leitmotief is elke mens tel. Elke mens het 'n storie. En ek sê vir haar in die begin, die lewe is 'n ongeskrewe boek, of dis 'n nota aan potlood. Jy kan hom uitvee en oorskryf, maar dit neem baie lank vir my om tot haar deur te dring, totdat sy bereid is om oop te maak. Sy's van die begin af wonder mense, wat is die meisiekind se storie? Jy weet, en dit hou 'n gehoor vasgenaal. En dan is daar baie snaakse momente, want met die miniskits. En ek dink ook die snaakse, die komiese momente breek so klein bietjie die swaar, en ek het al gevind in my eie ondervinding, mense onthou as iets snaaks is, mense genees as iets snaaks is, en mense leer as ietsie snaaks is. So as ons komiese elemente moet gebruik in 'n baie swaar stuk, dit is nie so swaar nie, hy's nog steeds swaar, dan mense gaan altyd daai storie het 'n impak op my gehad, want ek het so lekker gegiggel, en toe slaan hulle my met die harde werklikheid. So ek dink die balans tussen die dramatiese gedeeltes en die komiese gedeeltes is baie goed gedoen, Amanda, baie geluk. My skat, jy is welkom, al was dit nou 5 keer met die een vinger. Hoorie maar, juist nou, nee, jy wat nou die teks geskryf het met jou middelvinger, jou een middelvinger. Was daar oomblikke terwyl jy geskryf het waar die karakters jou ook so bietjie al verras het, dat hulle so al van hulle eie rigtings ingaan, omdat jy so al, jy weet, paar keer moes uitbrei ook? Uiteraard, hoe meer jy skryf, en ek moet sê, Christo Davids, ons fantastiese regisseur, het elke teks wat ek van die begin af geskryf, gelees, dan sê hy, dis te kort, dit moet jy uitbrei, dit moet jy doen, onthou die spiritualiteit, weet, tot ons was so verlig, toe ons met die laaste skrywe, die 5de keer wat ek dit uitgebrei het, toe Christo sê, daar sê julle, ons het 'n show. Final draft. Karakters groei op jou as 'n skrywer, jy begin nader aan dink soos hulle, en jy weet, dit is wat sy sou sê, en dan gaan jy bietjie terug en dink jy, dit is nog selfs beter as sy dit sê, en haar reaksies dalk soms net ook beter. En weet jy,
wat my forte is kabaret. Kabaret soos wat dit oorspronklik bedoel is in die Weimar Berlynse sin. Dis totaal satiries. Dit is so snaaks by tye en dan draai jy die dolk in, maar jy draai hom in met 'n fluweelhandskoen. En So stadig. jy hou mense vasgenaal. Hulle giggel die een oomblik, die volgende oomblik is dit nee. En dan uiteindelik, ja, ek kon nie glo hoe mense na die tyd gehuil het of na ons toe gekom het en gesê dit was net so aangrypend. En dit ja, ek weet mense het gewonder wat dit sy hier by 2 prostituie en daar het jy dit. Elke mens tel. Elke mens het 'n storie. Wees versigtig met jou oordeel. En as jy dan nou daai dolk insteek, soos Amanda sê, doen dit met 'n fluweelhandskoen, draai hom stadig, maar ek dink Amanda verwys ook nou na die gevoel en sy het nou uiteraard die teks geskryf, Janie, maar hierdie is 'n rol wat nie net gespeel kan word nie, seker vir jou karakter ook. Jy moet dit voel, nê? Jy kan nie dit net act nie. So, was daar enige toneel wat jou emosioneel 'n bietjie langer bygebly het nadat die repetisies of die vertonings toe nou verby is? Ja, ek dink dit is enige karakter as die daar nie 'n toneel is wat bietjie by jou vassteek nie, dan dink ek jy het jou alles gegee nie. Ek dink ons as kunstenaars of akteurs onderskat partykeer dat jou kop weet jy act of jy speel toneel, maar jou lyf nie. Jou lyf reageer maar op impulse wat hy kry van die kop af, so jou lyf reageer nog steeds as sekere goedjies gebeur met jou en dit het in 'n teaterstuk gebeur en dit gebeur buite weer met jou. Jou lyf gaan nog steeds reageer soos wat hy reageer want hy het daai muscle memory. So met elke stuk wat ek nou gedoen het en met Tilly Matilda nog meer, daar is tonele in die produksie wat ek huis toe gegaan het, joh, maar ek voel regtig nou nie. Ek as Joanie voel nou nie lekker nie, totdat ek by die huis kom en gaan, okay, wag. Dis nie noodwendig dat ek nog in karakter is en in my hakke en my pleather skirt nie. Dis net, my lyf het deur 'n traumatiese ervaring nou gegaan, so dit gaan op my lyf sit. So dan moet jy 'n bietjie meer gentle wees met jouself en so aan. So daar's definitief elemente in die stuk wat, as ek nou net dink, ons gaan volgende week weer begin repeteer, dan gaan ek, shame, ek moet nou weer my arme, my kop en my lyf daardeur sit, maar dit is nog steeds my lekker. Toch, sussie, vergewe my daai lang monoloog wat ek vir jou geskryf het. Right, net ek my 3 bladsye monoloog gaan skryf, want ek sê te min. Dit onder die knie kry, almal in trane, insluitend sy. Sure. So ja, toneelstuk, enige, as jy regtig, ek en Amanda ook baie akteurs, ek is amper seker 120% van ons wil regtig 'n goeie storie vertel, en jy wil jou karakter se storie so eerlik en geloofwaardig as moontlik vertel, want dit is 'n groot verantwoordelikheid om iemand anders se storie te vertel, jy wil nie hom verkeerd vertel nie, so as dit nie op jou lyf gaan sit nie, as jy nie huis toe kan gaan en 'n klein bietjie ongemaklik voel of lekker voel as jy 'n lekker karakter gespeel het nie, dan het jy nie 110% En jy moet van binne wees afkom, nie. nee? Ja, Dit moet van jou gut afkom. En dit ja. moet natuurlik wees. As jy die oomblik wat jy dit aansit, dan word dit acting. Dan is die twee nie verbind nie. En dit is ongelooflik geweest om te sien hoe sy ontwikkel. Jy moet weet met repetisies, en ons het bitter min tyd gehad om te repeteer. Want hierdie sissietjie Is het besig. bedags gerepeteer en gewerk aan binnelanders en dan het sy geoefen vir die Ironman. Dit ook Dan nog. een dag is dit fietsry, ander dag is dit swem, ander dag is dit draf. Dan kom sy 6 uur by repetisie aan, sy's kapot, maar sy moan nie, dan gaan ons deur die ding. En ek het vir haar gevolg toe daai Ironman dag aanbreek. Sy het 6:15 begin sing en net begin swem en net na 11:00 daai aand. Toe strompel sy oor daai finale strep en sy lei daai klok, toe kan ek Ja. slaap. Wow. Toe weet ek sy's okay. Ag, dit is amazing. Maar Hoor jy, dit- dan moet sy nog die honde ook gaan Maar voer. dat sy nou dit ook nog tussenin gebring en nooit gekla het nie. Een keer was haar rug baie seer, toe lê sy op haar rug met haar knie teen haar bors, maar toe praat ons verder die dialoog.
So het ons aangegaan. Hoorie, ons kuier nou so lekker met Amanda Strydom en Janie Swiegelaar. Ons gaan net hierna verder gesels, bly ingeskakel op Groot FM 90.5. Dis Route 326 saam met François en Anelma. En hier is Miss Mandy nou met Slippers van Groot FM 90.5. Dit is Slippers van Satijn en ons kuier verder saam met Miss Mandy en Janie Swiegelaar en ons praat oor hulle opwindende verhoogproduksie Tilly Matilda. Dis te sien die 27ste en die 28ste Junie by die Centurion Theater. Route 326 op Groot FM 90.5. Right, so julle na al die jare is julle nou, jy weet, op verhoog in televisie. Amanda, en jy is, jy weet, 'n bietjie van 'n legend, obviously. Jy's Miss Mandy. Sy is die legend. Ek love it hoe sy dit gesê het. Ek love hoe sy sê Amanda, soos jy weet, is jy 'n bietjie van 'n legende. I mean, ek dink as ek Amanda Strydom was, het ek in die spieël elke dag gesê, ag, what a legend. Wat? So terug na jou toe, Janie. Jy werk saam met jy weet 'n bietjie van 'n legend. So wat sou jy sê het jy by Amanda geleer tydens hierdie proses wat jy by geen drama skool kon leer nie? Sure. Wel, alles en nog meer. Ek dink nie daar's iets wat ek nou kan neersit en sê ek het definitief by haar geleer hoe om op 'n verhoog te staan. Definitief om 'n nakke te loop of om seksie te lyk in 'n leerskirt nie. Ek dink dit is die hele proses. Ek kan nie enigiets vir jou uitsonder nie. Ek is soos 'n spons in haar geselskap. Ek mag dalk nie nou vir jou kan pinpoint en sê ek het dit geleer nie, maar iewers eendag in my werk gaan dit outomaties uitkom en dan gaan ek dit kan recall en gaan 'n ervaring. Dis wat Amanda my geleer het. Ek gaan net maar die woord oor die lig gebruik en Amanda het my geleer om uit my oerkoek uit te sing. Sy het gesê sy gaan. Sy het gesê sy gaan en sy het. So dit kan ek pinpoint. Dit het ek by jou geleer. Nou hoorie, uit die oerkoek uit. Amanda, so na al die jare op die verhoog en natuurlik ook op televisie, nê, raak dit vir jou makliker of miskien moeiliker oor die jare en jy weet nou om te act byvoorbeeld of om te sing, as ek dit so kan vra, en wat verras jou steeds van gehore? Ek is van jaar 47 jaar lank in die bedryf en ek word 70 in Julie. Jy lyk goed hoor. Sissie word 40 in Julie. Jo. Ons dele verjaarsdag maand. Ek is soos 'n kind in 'n sandput wat nie wil ophou speel nie. En hoe langer ek dit doen wat ek doen, hoe meer besef ek dat ek nie alles weet nie. Dis om nog te leer en nog by te leer. En dis vir my heerlik om met jonger mense te werk want hulle stimuleer my en ek kan vir hulle iets beteken. En dis asof wanneer jy ouer word, val dit in plek. En wat die grootste ding met my gebeur het, was tydens die pandemie, toe ons niks gehad het nie. Ek het net 'n oefenfiets gehad. En ek het besef, as ek nie nou op daai fiets klim nie, gaan ek aan depressie weer begin ly, of van my kop af raak, nê? En ek sit eendag op die fiets en ek dink so, en ek vra vir die Here, wat is my doel op hierdie planeet? Nou dat alles stoepstil is, nou dat daar nie werk is nie, sê nou maar dis vir altyd so. En die antwoord was so duidelik, jy is hier om te dien. Om te dien. Ek soek nie die kollig nie, ek wil die lig wees. Maar die kollig soek vir jou hoor. Ek kan nie help as hy my so nou en dan vang nie, maar ek wil die lig wees, en ek hou nie op leer nie. Dis wat so lekker is van wat ons doen. As 'n mens dink jy weet alles, is jy nie moeilikheid. Jy leer nog steeds. You never arrive. Nee, met elke mens met wie jy werk, met elke nuwe ding wat jy moet sing. Dit is hoe dit is. Liedjies wat ek jare gelede geskryf het, die interpretasie verander, want ek is 'n ryper mens, ek is dalk 'n wyser mens nou. En jy weet, ek maak nie kommersiële musiek nie, my musiek moet iets beteken vir mense. So Slippers van Satijn het die gedig van Eugene Marais, Die dans van die reën, het my geïnspireer. Wow. Kom ons maak dit 'n vrou wat dans oor 'n werf, nee? En almal word vrolik, omdat sy daar is. En die son woon in haar keel, en sy dra die reënboog op haar kop, en dit het ons, wil ek 'n vrolike liedjie maak, maar daar's baie min van my liedjies wat vreeslik vrolik is. So, hoor die Brommie Wind is ook maar tegniese rock song, so dis vrolik genoeg. Ek dink hy was die eerste rock song ooit, hoor. Ja. Toe kom Zoid.
So ouma het eers gerok. Daar's hy. Toe kom Karen en toe sing sy ook uit die oerkoek. Ja nee, kyk, hoor hierso, net vinnig nê. Die musiek van Koenraad Raal, jy het nou baie sy naam ook genoem, hy is deel van die produksie. Dis soos 'n goue draadjie verweef deur hierdie verhoogstuk Tilly Matilda. So watter rol sou julle sê speel die musiek in Tilly Matilda en hoekom is dit so belangrik? Ek begin by jou en dan Amanda. Wel, soos Amanda nou net gesê, die musiek is eintlik maar net dis nog dialoog net met 'n melodie by. Dit is eintlik die musiek wat is so sorgvuldig gekies deur haar en Koenraad en dan die songs wat bygeskryf is, splinternuwe songs uit Amanda se pen. Vertel net die storie. Dit sit net die uitroepteken agter die sin wat gepraat is of die bladsy monoloog wat gepraat is. So en dan natuurlik Koenraad doen baie underscoring ook, soos wat noem mense dit in Afrikaans, mami? Hy speel musiek onder sekere dialoog. Ja, amper soos 'n bedmusiek. Ja, Dit is soos 'n klankbaan Ja. wat hy geskep. so en dit is ook konstant besig om die gevoel te skep, want ons almal weet musiek kan ook emosie ontlok en so aan. So die musiek wat hy onder aan die klankbaan insit, help ook om die audience na 'n sekere plek toe te vat waar ons wil hê en dan kan hulle onmiddellik net dan verdwyn die musiek en dan kan hulle voel, dan is hulle 100% saam met ons En wat daar. ons ook gedoen het, en dit was 'n baie goeie idee van Koenraad en Christo, is om 'n lang stukke dialoog, breekie skielik en jy sing net een sin van iets. Ja. Wat sy doen met haar openingslied en dan baie later wanneer sy haar monoloog lewer, dan is daar stukkies van daai lied, net 'n sin. En jy weet dit bou op na iets verskrikliks toe. En dit hou mense, dit is meer 'n musiekblyspel as enige iets anders. Dis soos My Fair Lady of The Sound of Music. Jy weet nou, hier slaan die donder weer. Dit begin reën. Die kinders hol almal in Julie Andrews se kamer in, spring op haar bed en sy probeer vir hulle sê, moenie bang wees nie. When the something and when the dog barks, when I'm feeling, I simply remember my favorite things. Jy weet hy lied gaan kom. Ja. Ek weet nie mense gaan hierdie musiek nou as splinternuut ervaar, want daar is baie nuwe goed ingeskryf, maar dit is hoe ons storie werk, soos 'n musiekblyspel. Ja, so dit emphasize net die hele Ja. die musiek, die stuk kan heeltemal op sy eie staan sonder die musiek, Ja. maar die musiek sit hom hom net roema. op 'n ander level dink ek. Ja. Daar's baie meer tonele en dialoog as wat daar musiek is. Ja, en ek dink die feit dat die musiek lewendig ook gebeur live, dis Koenraad wat live daar speel op die klavier. Ja. Dis nie 'n backtrack wat speel in die agtergrond nie. Ons Nee, maak daarmee alles werk gebruik dit van nie. klanke Ja. lewendig. So net vinnig live. vir mense wat nou net inskakel, dis die 27ste Junie, daar's 2 vertonings by die Centurion Dis die Theater. Saterdag, daar's 3 uur die middag en 7:30 die aand 'n vertoning. En dan die Sondag is daar 3 uur die middag 'n konsert en mense kan by Quicket bespreek. Quicket en die Sondag is die 28ste Junie. Ek wil Dis net korrek. voordat ons nou vir hulle baie sê hierdie boodskap lees. My 6-jarige seentjie sê nou vir my mamma, dit klink soos Marlies se ma van daai storie. Nee, sy is ek ook mal oor Jani en Amanda, onthou vir Amanda ook van Binnelanders af. So hier's fanmail wat nou inkom vir julle, Oh, hoor. Love yes, it. ons het fanmail, ek Love love die it. fanmail. Hoorie, maar julle lief, afgesien van Tilly en Matilda voordat ons julle laat gaan, waarmee is julle nog besig en watse vooruitsigte is daar nog vir die res van die jaar? Wel, ons gaan hierdie stuk oral heen neem. Nadat ons dit gedoen het by Centurion, gaan ons in die bos toe en daar vier ons Jani se 40ste groot. O, Dan genade. gaan ons Vrystaatfees toe. Dan gaan ons Kalfiefees toe. En dan gaan ons na die Punt in die Windfees in Maar Mosselbaai. voor dan gaan ons gou aardklop toe, En mami. ons gaan aardklop toe natuurlik. Lekker Ons gaan die bezig. aarde laat klop hierdie twee slette. Ja. O, genade. Dit Luister, het so goed gegaan, dit nee. was ook die heel laaste uitsending van Route 326 toe nou. Baie dankie dat julle na ons program geluister het. Ons gaan nou nooit weer Maar ag, uitgaan nie. dankie dat julle net real is en dat julle hierdie stories ook met die wêreld deel, want mense skram so dikwels weg van dit, Amanda, en 'n mens moet hierdie ongemaklike stories ook na die verhoog toe bring. Amanda Strydom en Jani Swiegelaar saam met ons in die ateljee. Laaste woorde van julle kant af in 30 sekondes.
Kom kyk Tilly en Matilda, kom wees aangenaam verras oor wat ons op die verhoog aanvang en kom luister net 'n storie van 2 eenvoudige vroue wat ook net hulle potjies wil krap in hierdie wêreld wat met ekonomie getuister word. Ek wil net sê baie dankie vir die geleentheid Groot FM dat ons met julle kon gesels. En ek gaan iets aanhaal uit die vertoning. Kyk nie om, kyk nie terug. As jy omkyk, gaan jy struikel. Kyk nie om, kyk nie terug. As jy omkyk, gaan jy twyfel. Jou hele lewe lê nog voor. 'n Ongeskrewe boek wat wag op nuwe stories en die vrede wat jy soek. Amen. Jo, sê die Mic drop. en haarself hierso. Luister, ons gaan daai definitief in 'n promo moet Asseblief. edit. Dankie Amanda. Baie dankie aan die Dankie veiligheid. julle. vir julle. En ons gaan nou 'n fotootjie saam met hulle neem en hierdie gaan ook op ons Groot FM 90.5 YouTube kanaal wees na die tyd. So kyk môre. Baie dankie dit Toy wat die tegnies vir ons behartig hierso. Nou gaan ons almal gou ons miniskirts aantrek vir die foto. Behalwe ek. Roots FM 90.5 en Anelma op Groot FM 90.5.